Ons is geleë in die Kaliga streek, naby die dorpie Osofino. En voor jou is die kerk van die voorbidding van die Heilige Moeder van God, wat een baie interessante kenmerk het, wat ons sal ondersoek of liewer na luister. Die tempelgebou self is rond van vorm. Dit gebeur nie gereeld nie. Gewoonlik is ons slape vierkantig, maar hierdie een is rond. En kom ons gaan binne toe. Kan jy dit al voel? Ek sê, wat 'n soort echo is daar, hoe sterk dit is. Boonop is dit genoeg om bloot te loop op die grondvloer. Dit is nie teëls nie, dit is net sand met grond wat hierin gegooi is. Maar ook hoeveel die klank weerkaats word. Die akoestiek hier is eenvoudig fantasties. Selfs ten spyte van hierdie gate, die afwesigheid van 'n altaar, die afwesigheid van vensters, ja, waardeur die klank beweeg, hierdie groot gat, is die akoestiek hier steeds uitstekend. Hier kan jy nie eers sommer fluister nie, alles sal gehoor word. Dit is doelbewus so ontwerp en dit is een van die funksies van kerke, dat daar spesifieke akoestiese resonansie is. En die argitek, die bouer, het hierdie gebou opgerig met die idee dat daar juis hier, in hierdie engste ronde kamer, die mees wonderlike akoestiek sou wees. Dit wil sê, dit is 'n spesifieke struktuur met 'n spesifieke, direk fisiese doel. Hier het hulle klank gemaak, hier het hulle echel gemaak. Dit is 'n akoestiese resonator. Hoor. Dit raak my regtig. Die klank word weerkaats en dit bereik myself van binne en in my agterkop is dit soos o. Wel, ek kry self hoendevleis van binne af. Ons voorouers, kyk, hulle het die fisika van klank goed geken. Hulle het die fisika van hierdie akoestiese golwe goed geken en hulle het geboue gebou waarin hierdie golwe baie keer versterk is. Dan hier, selfs net 'n klap. Wel, en dit dui daarop dat hulle nie so eng en donker was nie. Ja, dat hulle die Here gevrees en kerke met ikone gebou het. Nee. Hulle het dit gedoen om 'n akoestiese resonator te maak, om mense hierheen te rangskik en te bring, en iets het hier met hulle gebeur.